Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om weer vandag saam met julle hier te kan wees en die woord van die Here saam met julle te kan deel. Ek weet, in die winter is die bed ekstra warm en die buitelug is ekstra koud en dit kos nogal iets van 'n mens om op te staan in die koue, om in daai stort te klim, om jou klere aan te trek en om kerk toe te kan kom. En daar's baie mense wat kies om dit nie te doen nie, maar ek is die Here regtig innig dankbaar vir elkeen van julle wat dit gemaak het tot hier vandag en wat saam met ons tyd in die woord van die Here gaan spandeer. Ek wil hê dat jy moet weet dat ek gebid het en die Here vertrou het dat die regte mense hier sal wees om die boodskap van die Here te kan hoor. En dat hy 'n goddelike afspraak het met elkeen van ons, myself inkluis vanoggend. Nie omdat ek so oulik preek nie, maar omdat ons so 'n ongelooflike wonderlike God dien. Baie, baie dankie dat julle hier is. Ek gaan vinnig van ons deur die afkondigings gaan. Vanoggend se afkondigings, ons het vanoggend begin om te bid om 8 uur, die erediens begin om 8:45, kinderbediening tussen 10:15 en 11 uur. Ons tweede diens vind plaas tussen 10:30 en 11 uur, wanneer die sondagskool in die klassies is, en vanmôre gaan ons praat oor die uittog uit Egipte. So ek wil regtig vir u nooi, as u dit saam met ons wil kom deurmaak, dit is 'n heeltemal 'n interessante gedeelte, en ek is opgewonde om dit ook saam met u te kan deel. Oom Anton, ek weet nie of dit ek is nie, maar ek hoor so 'n fluitgeluid hier aan die kant, ek weet nie of hy dalk net 'n titseltjie, daar is hy weg, baie, daar is hy terug ook, ek sal sagter praat. Hierdie week het ons 'n woensdagoggend biduur om 9:30 by Tannie Rita Brenkman se huis. Woensdag aand is die biduur om 18:30 by die kerk. Ek het daar 19:30 geskryf. Ek het juist gister gedink, ek wag gewoonlik tot 'n Saterdag aand voordat ek die afkondigings doen vir ingeval daar iets voorval. En toe gisteroggend toe dink ek, kom ek doen die afkondigings eers dat ek nie foute maak nie. Nou ja, ek's blykbaar beter in die aand as wat ek in die oggend is, want daar het ek toe nou die verkeerde tyd ook opgesit. So dit is 18:30 is die biduur hier by die kerk. Donderdag aand se aanlyn biduur is om 7 uur en dan Saterdagoggend herinner ons almal aan die dames koffiekuier om 10 uur by die dorpspadstal in Parys. Julle kan asseblief bespreek by mevrou Jana. Ek sien nou nie vir Arina nie, maar ek dink dan haar afkondiging gaan dan nie werk nie, Arina, want die dames tee is dieselfde tyd as wat julle wil regmaak vir Vadersdag. 8 uur, okay, wel, dan terwyl ek nou daaroor praat, Saterdag 8 uur, vra wyk 1 asseblief dan net die dames om by die kerk te kan kom, almal wat beskikbaar is, hulle gaan net 'n oomblik of 2 gebruik, en dan gaan hulle die kerk vir ons heerlik versier vir Vadersdag. So, asseblief, as jy enigstens kans sien, of jy weg oop sien, kom kerk toe en kom help die dames, vele hande maak ligte werk, en dan is hulle vinnig klaar, en dan is jy sommer klaar gerad en reg vir die tee wat daarna gaan plaasvind. So, dis Saterdagoggend om 8 uur dan hier by die kerk. Baie dankie, Arina. Dan is daar 'n vraagie gewees oor die portrette en die pragtige goed van oom Johan Botha wat daar agter in die kerk uitgestal is. U weet, ons het gesê dat enigiemand kan daar gaan vat wat hulle graag wil hê, en dan vra ons dat jy net 'n donasie maak. Hoeveel ook al jy wil gee, as jy wil R5 gee, dan gee jy R5. As jy R5000 wil gee, dan moet jy dalk eers 'n sielkundige gaan sien, maar dan daarna is ons baie dankbaar, dan gee daai R5000 ook. So, al wat ons vra is dat jy dit in 'n koevertjie sal sit, en dan daarop sal aandui papierbazaar. Omdat dit deel vorm van die papierbazaar se fondsinsameling, wil ons dit net in ons boeke reg allokeer. U is ook welkom om 'n elektroniese oorbetaling te doen, en dan kan jy ook net daarso byvoeg papierbazaar. So jy hoef nie te sê hoeveel van wat het jy gevat nie, sê net papierbazaar en dan betaal jy jou geldjie so in. Dan herinner ons ook net van Tannie Frida se fotokompetisie. As jy nog nie daar agter was of by Tannie Frida 'n vorm gekry het nie, gaan deel dan heerlik saam met ons dan ook in daardie geleentheid. Ander belangrike datums, ons praat oor die 20ste Junie, is daar 'n teelepeltjie pasta ete om 5:30 by die kerk. So dit klink baie, baie besonders lekker. Daar gaan allerlei verskillende pastas wees, en jy kom met 'n teelepel en jy eet jouself dat jy omtrent hier moet uitgerol word.
aan allerhande pasta, teelepeltjie vir teelepeltjie. En dan natuurlik iets waarna ons baie uitsien is die 28ste Junie tot die 30ste Julie en dit is dan ons Lofdal konferensie. As jy nog steeds wil gaan, is jy welkom om vir mevrou Elise te kontak. Haar nommer is daar op die bord en dan kan u by haar dan ook net hoor of daar nog plek beskikbaar is. Ek wil noem dat terwyl ek en Dominee Reynou en Dominee Flip daar gaan wees, gaan die gemeente vir so 'n kort wyle sonder predikant te sit, maar ons het reeds 'n plan gemaak om die gemeente ook te kan bedien. Die kweekskool kan ons ongelukkig nie 'n student voorsien hierdie jaar nie, daar's te min studente en te veel predikante wat gaan konferensie hou. So ons het besluit om die dienste lewendig uit te saai vanuit Lofdal konferensieterrein. So ons gaan hier by die kerk by mekaar kom, oom Anton gaan vir ons die dienste op die skerm vertoon en jy gaan kan Lofdal bywoon al is jy nie by Lofdal nie. En vir die van u wat al daar was, u sal weet, dit is gewoonlik 'n besondere tydperk van seën. En ek wil regtig graag motiveer. Moenie die geleentheid gebruik om by die huis te bly nie, maar gebruik hierdie geleentheid juis om in die huis van die Vader te wees en daar te groei. Die van julle wat by die Pinksterreeks was, sal weet. Dit was elke dag die moeite werd om hier te wees. Dominee Woodford het vir ons besondere boodskappe gebring en ek glo dat elkeen wat dit gekyk het geweldig daardeur geseën is en ek wil u motiveer. As u dit nie gekyk het nie, moenie eers hierdie diens van vandag gaan kyk by die huis nie, gaan kyk daardie dienste. Dit is besonders gewees en ek wil u daartoe ook motiveer. Dan ons gebedsversoeke. Ons het vir Rosaan Stein daarso, tannie Wanda Viljoen, tannie Ethel Becker, tannie Alet Viljoen. Tannie Alet Viljoen is ontslaan uit die hospitaal uit, maar op hierdie stadium is sy by die huis en sy het voltydse sorg nodig. Nou, dit is nogal ietsie wat 'n mens doen vir jou ouers, dis ietsie wat 'n mens gee vir hulle uit 'n liefdesdaad, maar dit is nie 'n maklike taak nie en ek wil regtig vir u vra, ons moet bid vir die Viljoen gesin en regtig die Here vertrou dat hy vir hulle wysheid en krag en sterkte sal gee in hierdie moeilike tyd. Ek is dankbaar dat tannie Alet by die huis kan wees. Ek glo dat 'n mens net 2 keer vinniger gesond word in jou eie huis as in 'n hospitaal, maar ons moet regtig die Here sterk vertrou om ook vir hulle by te staan. So ons vra asseblief voorbidding spesiaal vir die Viljoen gesin. Dan oom Johan Schreder bid ons nog steeds voor, ons bid vir tannie Ria Roos, ons is baie dankbaar om te sien, ons gebede, ek wil nie sê het gewerk nie, maar ons gebede is beantwoord, en tannie Ria is hier by ons, en sy lyk sommer gesond en aan die gang, so ons is die Here baie dankbaar, en ons hou steeds aan vir tannie bid, en seker te maak dat die Here tannie ondersteun en gesond hou. Ons bid vir oom Len van Pletsen, die van u wat weet, oom Len het gegaan, hulle het omtrent al sy ingewande herrangskik, so hy is omtrent nou met die ingewande van 'n 20-jarige, alles is oorgedoen en nuut gepak en reggemaak, maar oom Len sit nou nog steeds met baie pyn, maar as gevolg van hierdie operasie, hy het 'n drein in, dit is nou so 'n sakkie wat nou al die gaggas en dinge moet opvang, en die drein word nou môre uitgehaal, en dit is nou geseer en 'n ongemaklike ding, so ons vertrou asseblief die Here dat dit ook sal goed gaan, en dat oom Len nou aan die einde van al sy mediese probleme sal kom terwille van homself. Dan het ons daar vir tannie Anna Lombard, maar die Lous het vir my laat weet, ons gaan nie, ek sê die hele tyd die Lous, oom Lou, die Venters, het my laat weet, dat ons vir tannie Anna gerus kan afval, dit gaan baie beter met tannie Anna, maar daar is 'n ander Lombard wat ek vergeet het om op te sit. Abri gaan môre in vir 'n skoueroperasie, hy sukkel ook maar na hulle geruime tyd met pyn in die skouer, so Abri, terwyl jy môre ingaan, en dit ook maar 'n ding is wat 'n bietjie stres veroorsaak, en 'n ding is wat nie altyd lekker is nie, en bietjie seer is, weet ons bid vir jou, ons gee om vir jou, ons is lief vir jou, en ons vertrou die Here dat dit met jou baie goed sal gaan, en dat hierna jy die gimnastiek kan kom aanbied by die hoërskole, hoor, so baie sterkte met dit. En dan bid ons ook vir klein Martin Du Plessis. En dan het ek amper iemand anders vergeet, ons bid ook vir Angelique hulle. Ou Skalk en Angelique was in 'n kar ongeluk en daarna is die hele lot van hulle met hoofpyne en lyfsere en stywe. Ek sê nie Angelique sit op Skalk se kop nie, maar hy het 2 nekwervels wat nou missing en uit plek uit is. So ons moet asseblief maar ook die Here vertrou vir hulle terwyl daar uitdagings is met die mediese fonds en met die gesondheid en is maar 'n ongemaklike ding as iets in die liggaam nie reg is nie en jy moet nou half aangaan met jou lewe. So ons bid ook vir julle as 'n gesin en ons vertrou dat die Here julle ook volkome sal kom genees. Hy kan en hy wil.
dis wat ons glo. Dan ons verjaarsdag. Hierdie week, Tannie Anna het dit tog in elk geval gemaak tot op die bord, so hierdie week bid ons dan en sê ons baie geluk vir Arlene Lambrecht, wat die 9de Junie verjaar, en Tannie Anna Lombard, wat die 12de Junie dan ook gaan verjaar. En ons gee graag vir hulle die woorde van Psalm 115 vers 12 tot 13. Die Here het aan ons gedink, hy sal seën, hy sal die huis van Israel seën, hy sal die huis van Aaron seën, hy sal diegene seën wat die Here vrees, die kleintjies saam met die grootes. Die vers het vir my besonders ingepas as gevolg van die feit dat daar 'n kleintjie en 'n groote op die bord is. Iemand wat jonk is en iemand wat al bietjie gevorderd is in die jare, maar ons weet en ons vertrou dat die Here die wat hom vrees altyd sal seën. So baie geluk dan met die verjaarsdag. Dit dan wat die afkondigings betref. Ek gaan vra dat ons net so sal sit en dan gaan daar as Jesus kom op die wolke gespeel word terwyl die kollekte opgeneem word. Daarna gaan die ouderlinge vir ons 'n dankgebed doen en dan gaan ons staan en die laaste 2 liedere saam sing as voorbereiding van ons diens. Baie dankie. Daai koortjie het nou amper geklink soos die Afrikaanse deel in die landslied. Ons ewe skielik almal weer onthou wat die woorde is. Baie dankie. Kom ons sit net so en dan eer ons die Here. Vader, ons kom werklik tot U. Ons kom tot aan U sy vanoggend. Ons kom raak U kleed aan, Vader, en vra dat U alles sal stil maak binne in ons, buite in ons. Vader, help ons om net hier te wees. Maak ons rustig sodat ons kan luister wat U vir ons wil sê. Sodat ons toegerus en voorbereid kan wees vir die taak wat U vir ons voorgesit het vir die week wat kom. Ag Here, word verheerlik in alles wat ons doen. Terwyl ons vanoggend hier by mekaar is, Here, en dit koud is daar buite en daar baie siektes en kieme rondswerf, Vader, is ons so bevoorreg en so dankbaar om net hier te kan wees en te sê, spreek, Here, want die dienskneg en die diensmaagd luister. Amen. Ek wil graag vir elkeen van u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak en ons gaan lees uit Kolossense 3 vers 9 tot 17. U sal onthou, ons het so 'n hele rukkie terug het ons 'n boodskap gehad uit Kolossense 3 vers 1 tot 8, waar ons gekyk het na al daardie aaklige sondes wat Paulus genoem het, en nou gaan ons voort Kolossense 3 vers 9 tot 17. Hy gaan ook daar op die skerm verskyn, so jy's welkom om dit daar ook te lees, maar ek hou dit graag vir u voor. Daar staan: Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom.
Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Nou ek moet vanoggend bieg. Ek is baie dankbaar dat ek met Ampsdrag kan preek, want ek het glad nie 'n sin vir styl nie. Op kweekskool het een van my medestudente eendag grappender gewys vir my gesê dat ek aantrek asof daar 'n blinde kastrol in my kas woon wat homself verdedig deur my met die naaste stel klere te gooi. En ek was nie eers in die gesig gevat nie. Grootliks omdat dit nie die eerste keer is dat iemand my beskuldig het van modegeweld nie. My kleredrag was nou nie juist tydskrifmateriaal nie, tensy die tydskrif gefokus het op klere wat 'n tweede kans verdien. Maar hier is die ding. Hierdie modeblindheid wat ek gehad het, is eintlik 'n groot kwessie. Jy sien, mense maak ongelukkige gevolgtrekkings oor jou, soms net op grond van jou kleredrag. As jy aantrek asof jy uit 'n wasgoedmandjie ontsnap het, sal baie mense jou dalk hanteer asof jy eerder daar hoort. Trek ek 'n stetoskoop aan om my nek en 'n ligblou gewone hemp en mense sal my vertrou om vir hulle inspuitings te gee. Maar as ek met 'n ligblou golfhemp en 'n bril en klik staan, vra mense my konstant in watter rak ons die disprins bære. William Shakespeare het gesê, die klere maak die man. Jou kleredrag is inderdaad nie net 'n lap wat 'n mens dra nie, dis 'n storie van wie jy is. Jy het dalk nie die beste of die duurste klere nie, en dis nie nodig nie, maar jy kan altyd op jou beste lyk met dit wat jy het. Jy is immers jou eie advertensie vir die wêreld daar buite. En hierdie beginsel is selfs een wat ek in die skrif raak kan sien. Dis iets waarvan ek lees in die Bybel. Die skrif is vol voorbeelde van kleredrag wat meer as net kleredrag was. Kleredrag wat eintlik 'n boodskap was. Ek dink byvoorbeeld aan die priesters. In Eksodus 28 vers 2 lees 'n mens dat hulle spesifieke heilige klere gedra het tot eer en tot sieraad. Met ander woorde, hierdie geestelike klere wat hulle gedra het, saam met die juwele en die patrone en die versierings wat daarmee saamgegaan het, het 'n boodskap gehad oor die afsondering van God se volk en oor God se eie heiligheid. Elia en Johannes die Doper is voorbeelde daarvan. Ons lees van Elia se kleredrag in 2 Konings 1 vers 8 en van Johannes die Doper se in Matteus 3 vers 4. Beide van hulle het gewone afgemate klere gedra, soms vreemde klere gedra van kameelhaarkleed gemaak en 'n leergordel. Meeste van die tyd was dit 'n boodskap aan die wêreld, byvoorbeeld in Johannes se tyd, dat hy homself nie geassosieer het met die fariseërs en die sadiseërs en die skrifgeleerders van daardie tyd, wat ook 'n baie spesifieke styl klere gedra het nie. Dink aan die verlore seun, byvoorbeeld. Wanneer die verlore seun weggaan uit sy vader se huis uit, dan gaan bring hy dit in allerlei bedrog en slegte dinge deur en hy beland uiteindelik in die varkhokke en dan kom hy uiteindelik terug na sy vader en daardie oomblik wat hy met sy vader versoen in Lukas 15 vers 22, wat is die heel eerste ding wat sy vader doen? Hy gee vir hom 'n nuwe kleed om te dra, nuwe klere, as 'n simbool dat hy herstel is tot sy vorige posisie in die huisgesin. Openbaring 3 vers 5 is baie interessant. In Openbaring 3 vers 5 skryf die Here aan die gemeente in Sardes en dan sê hy die volgende woorde: wie oorwin sal beklee word met wit klere. 'n Simbool van die volmaakte heiligheid, suiwerheid, reinheid vir die wat die Here Jesus Christus aanneem. Selfs die skrifgedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, is 'n goeie voorbeeld hiervan. U sien in Kolossense 3 vers 9 tot 17 gebruik Paulus kleredrag as 'n voorbeeld van iets wat hy vir ons wil sê. Baie op dieselfde manier as wat hy in Efesiërs 6 byvoorbeeld vir ons vertel het van die wapenrusting van God wat ons moet dra. En in hierdie gedeelte kom wys hy vir ons klere wat ek as kind van die Here moet dra en wat by die kind van God behoort te pas. Nou die gedeelte tussen vers 9 en 17 kan mens eintlik in 2 dele verdeel.
En ek wil eers fokus op daardie eerste gedeelte tussen vers 9 en 10. Hierdie is 'n baie belangrike vers in vanoggend se boodskap. Dit sê: Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Nou ek weet, hierdie vers is 'n mondvol. Vernuwe tot kennis na die beeld van sy Skepper. En dit raak moeilik om dit te verstaan, maar daar's 'n paar dingetjies wat ons moet oplet en dan begin die betekenis van hierdie vers duidelik te word. Die eerste belangrike ding wat ek oor die vers wil sê is, Paulus is besig om met kinders van die Here te praat. Met ander woorde, hy praat nie nou met die wêreldlinge nie, maar hy praat aan hulle wat die ou mens afgelê het en hulle self met die nuwe mens laat bekleed. Dis die eerste belangrike ding. Die tweede is daardie woordjie bekleed, wat maar net beteken om aan te trek. Maar die manier hoe hierdie woordjie neergeskryf het, is baie interessant. Ons sien ietsie besonders. En dit is dat hierdie woordjie 'n voltooide aksie in die verlede aandui. Nou, ek wil nie weer Afrikaans aanbied nie, maar wat dit eenvoudig beteken is, wanneer Paulus hierdie woord neerskryf in Grieks, dan skryf hy dit asof hierdie ding wat gebeur het, iets is wat in die verlede eenmalig gebeur het en wat afgehandel is. Maar die woordjie vernuwe, wat net na dit gebeur, is nie in dieselfde, hulle noem dit stemming, is nie in dieselfde stemming geskryf nie. Hierdie tweede woordjie vernuwe is geskryf as iets wat in die verlede gebeur het en wat nog steeds voortgaan tot vandag. Met ander woorde, julle is bekleed, dit het gebeur in die verlede eenmalig afgehandel en van daar af het hierdie proses van vernuwing in julle lewe plaasgevind. Verder wat interessant is dat vernuwe ook in die passiewe vorm geskryf is. Nou, ek wil nie te ingewikkeld raak nie, maar passief beteken, dis nie iets wat ek doen nie, maar dis iets wat met my gebeur. Soos ek dit wil saamvat, julle het in die verlede hierdie eenmalige, eenvoudige besluit gemaak om julle te laat bekleed met die nuwe mens en van daardie oomblik af het daar 'n proses van vernuwing met jou gebeur en daardie proses hou aan tot vandag toe. Miskien is dit maklik as ek aan 'n voorbeeld dink. As ek hierdie vers lees, dan dink ek aan 'n beeldhouer van ouds. Jy sien, wanneer hy die growwe granietblok gaan koop, waarvan hy nou sy beeld gaan maak, dan is dit soos hierdie eenmalige voltooide daad in die verlede. Daai granietblok in sy totaliteit behoort nou aan die beeldhouer. Maar alhoewel die beeldhouer miskien in sy gedagtes alreeds die kunswerk sien wat hy in hierdie granietblok wil skep, is die granietblok nog nie hierdie kunswerk nie. Hy's nog net 'n granietblok. Daarom los die beeldhouer hom nie. Maar hy begin stelselmatig elke dag hierdie aksie in die verlede wat voortduur tot in die nou, begin hy te bytel en weg te kap aan hierdie granietblok en soos wat hierdie granietblok veranderd word deur die beeldhouer, begin die granietblok om te verstaan hoe die kunswerk lyk wat die beeldhouer wil skep. Nou kom ek trek dit hier vir ons na ons toe. Jy sien die dag toe ek die Here Jesus Christus aangeneem het as my persoonlike verlosser en saligmaker, het hy my met die nuwe mens bekleed. Dis daardie eenmalige afgehandelde werk in die verlede. Maar toe hy my daar bekleed het hy 'n proses in my lewe begin. Hierdie proses is nie my werk nie. Ek kan nie myself meer heilig maak nie. Dis soos om te sê 'n vuil lap moet homself skoon was. Hy kan nie, hy smeer net die vuilheid rond. So daardie oomblik toe die Here Jesus hierdie werk in my lewe begin hy dit, ek is passief, hy is aktief, in my lewe uit te voer en die proses van heiligmaking gaan in my lewe voort. En soos wat hierdie bytel van die Here, hierdie heiligmaking aan my lewe begin kap en vorm, begin ek te verstaan, dis daai inkennis, hoe die beeld is wat hy in my wil skep, na die beeld
van sy skepper. Met ander woorde, die Here Jesus is konstant besig om 'n beeld van homself in my lewe te skep. Maar hierdie proses is nie altyd maklik nie. U kan dink dat dit miskien nie vir 'n granietblok lekker is as die buitel aan hom kap nie, en dis vir ons as kinders van die Here ook nie altyd lekker wanneer die buitel van die Here se heiligheid in ons lewens kon kap nie. Seker een van die grootste tragedies, en dis nogal waarvan Dominee Woodford gepraat het, is dat ons begin om te verstaan hoe die beeld lyk wat die Here in ons lewens wil skep, maar ons begin ook verstaan dat ons net nie daarby kan uitkom nie. Ons begin verstaan hoe die Here wil hê ek moet lewe, hoe die Here wil hê ek moet optree en hoe die Here wil hê ek moet reageer, maar daar's net hierdie iets in my wat maak dat ek ook besef ek kan dit nie bereik nie. Ek kan nie myself skoonmaak nie, ek kan nie myself kom verander nie. 'n Granietblok kan homself tog nie vorm nie. Paulus het hierdie selfe stryd ervaar en in Romeine 7 vers 19 skryf hy, want die goeie wat ek wil doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ons word voortdurend bewus van die beeld wat die Here in ons lewens wil maak. Ons word vernuwe tot die kennis van hierdie beeld van ons Skepper. Maar ons kom net nie daaruit nie. Dis immers die Here wat ons heilig maak. Dis nie iets wat ons doen nie. En dan baie keer, net soos Paulus in Romeine 7, vind ons onsself vasgevang in hierdie stryd. Ons begin ons lewe te sien as 'n mislukking, geestelike mislukking, omdat dit probeer en val en probeer en val en probeer en val. Maar dis juis uit hierdie stryd dat vers 12 gebore word. U sien, ek weet nie of u kan onthou wat Dominee Woodford vir ons geleer het nie, maar heiligmaking is 'n proses wat begin by wedergeboorte en vroeër of later behoort uit te loop op 'n krisis. En in vers 12 kom skryf Paulus van hierdie krisis. Want hy sê in vers 10, julle is bekleë. Julle is besig met hierdie vernuwing, maar dis 'n passiewe aksie. En dan kom hy in vers 12 met 'n imperatiewe opdrag, 'n aktiewe aksie, en hy sê, bekleë julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Hierdie tweede fase van Paulus se argument lei ons tot 'n belangrike besef, en dit is dat die werk wat die Here in ons lewens doen, vandat ons wedergebore is, hierdie vernuwing wat passief met ons gebeur, moet uiteindelik ons uitbring by 'n aktiewe opdrag wat ons moet uitvoer. Bekleë julle dan. Met ander woorde, trek dan hierdie geestelike klere aan. Jy sien, toe daardie verlore seun terugkom by die huis, het sy pa hom gevat en hy het hom gaan bad en skoon gemaak en hy het vir hom 'n nuwe kledingstuk gegee om te dra, en in baie dieselfde manier is ons reeds gereinig deur die bloed van die Here Jesus Christus. En die proses van skoonmaak het reeds in ons lewens begin deur die werk van die Heilige Gees. Maar daar is een deel nog tekort, en dit is dat ons gehoorsame besluit moet neem om onsself te bekleë met hierdie nuwe heilige koninklike klere. Bekleë julle dan. En Paulus kom beskryf hierdie nuwe klere, en ongelukkig trek mense dit nie maklik aan nie. Die eerste wat hy beskryf is innerlike ontferming. Nou, die woordjie innerlike ontferming beteken letterlik die binnegoed van genade. En wat hy daarmee bedoel is dat hier diep aan my binnekant, hier in my diepste innerste wese, het ek 'n diep gewortelde genade en 'n omgee en 'n liefde vir mense rondom my. Dit spreek van ongelooflike empatie en simpatie met die mense in my lewe. Goedertierenheid is die tweede ene.
En goedertierenheid beteken praktiese goedheid en vriendelikheid. Goedheid beteken om vir iemand goed te wees, om goed aan mense te doen, sonder om iets terug te verwag, om altyd vriendelik, altyd beleefd, altyd gasvry te wees. Nederigheid is die derde kledingstuk en dis 'n konstante besef dat alles wat goed en mooi en reg in my lewe is eintlik van die Here afkom, dat ek in myself niks is as die Here dit nie vir my gee nie en dat ek net moet onder ander mense inklim om hulle te bedien. Sagmoedigheid is krag onder beheer. Dit is die geduld om omstandighede te hanteer. Dis om die ander wang te kan draai. Dis om weg te stap van 'n geveg af, wanneer jy weet jy daardie geveg kan wen. En lankmoedigheid, die vermoë om lank te kan swaar kry ter wille van die Here Jesus Christus, om te kan uithou, omdat dit die regte ding is om te doen. Nou hierdie eienskappe is nie eenvoudige en maklike eienskappe nie, en ongelukkig, alhoewel Paulus hier die metafoor van kledingstukke gebruik is, hierdie eienskappe nie eintlik iets wat ek kan aantrek en uittrek soos wat ek lus is nie. Ek kan nie vandag met innerlike ontferming en omgee en genade teenoor een mens optree, maar wanneer 'n ander mens voor my kom, dan is ek koud en gevoelloos nie. Ek kan nie vandag goedheid en vriendelikheid wys vir een persoon, maar môre is ek weer vasgevang in 'n koue, mislike hantering van mense nie. Hierdie kledingstukke moet wees soos wat 'n dokter se klere is. Dit moet verklap wie ons is in ons diepste, binneste wese. Dit moet daar die rouste, diepste weergawe van die self beskryf. Jy moet regtig, vergewe my Engels, genuine, innige ontferming hê. Regtig omgee. Regtig goed en vriendelik wees. Regtig nederig wees, regtig sagmoedig wees, regtig lankmoedig wees. Jy sien, ons kan baie keer goedertjies soos goedertierenheid aanplak aan ons lewens, aantrek soos 'n masker. Maar wanneer die eerste irritasie of ongemaklikheid oor ons lewens kom, dan slaan dit deur soos ver wat nog gelaag kort. Ons kan die plaveisel van nederigheid so deeglik in ons lewens lê, maar as dit nie eg is nie, kom die onkruid van hoogmoed en trots weer op. So Paulus bring my eintlik by hierdie gedeelte by 'n moeilike punt uit, want ek sien wie ek moet wees in die Here, ek sien watter klere ek moet dra, en ek voel by myself, Here, ek kan nie hierdie klere dra nie. Want ek kyk nog na daardie persoon wat aan die binnekant is. Daardie persoon wie ek is wanneer die deure toe is en ek by myself is. Daardie persoon wat praat in my gedagtes en ek sien nie altyd konstant innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid raak nie. So wat staan my te doen? Is ek vasgevang hier? Paulus antwoord ons, want hy het ook by hierdie punt uitgekom in Romeine 7, waar hy besef het, daar's niks wat ek kan doen nie, en sy oplossing is eenvoudig om die Here Jesus te vertrou vir 'n dieper werk in sy lewe. Romeine 7 vers 24 tot 25 sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan sy antwoord, ek dank my God, deur Jesus Christus, ons Here. Hy vertrou die Here. En dan in hierdie gedeelte in Kolossense 3 kom gee hy vir ons tussen vers 13 en vers 17 praktiese dinge wat ons as kinders van die Here voor kan vertrou in ons lewe, en praktiese wegspringblokke wat ons kan gebruik om hierdie dieper lewe van die Here af te vra en te pleit. Elkeen van hierdie werk amper soos dinge wat 'n mens gebruik aan die kledingstukke, om hierdie kledingstukke permanent aan my liggaam te hou, om dit vas te maak. Dis soos knope en belde waarmee ek hierdie kledingstukke kan vas en goed en reg dra in my lewe. Daar's 5 van hulle, en ek weet ek het nie baie tyd nie, maar ek gaan na al 5 baie kort kyk.
Die eerste is die knope van vergifnis. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Jy sien, soos knope ons klere vasmaak, so maak vergifnis hierdie geestelike klere wat Paulus ons beveel om te hê, vaste realiteit in ons lewens. Maar vergifnis is nie altyd eenvoudig nie, is dit? Hoe vergewe ons iemand wat ons diep geskend en beseer het? Veral as hulle dit nie verdien nie, of as hulle nie spyt is nie. Dit help as ons vergifnis verstaan, soos wat die Bybel dit vir ons verduidelik. Jy sien, die mense dink partykeer snaakse dinge van vergifnis. Vergifnis is nie goedkeuring nie. Met ander woorde, vergifnis beteken nie dat ek saamstem met die kwaad wat my aangedoen is nie. Dit sê nie, ag, dis oukei nie. Dit sê nie, dit wat jy gedoen het is reg nie. Inteendeel, vergifnis erken dat dit wat gedoen was, verkeerd en boos en aaklig was. In Lukas 17 vers 3 sê die Here self vir ons, dat ons die wat teen ons sondig moet bestraf. Ons moet nie maak asof dit ons nie seer gemaak het nie, ons moet nie maak asof ons oukei is daarna nie, maar ons moet erken en sê, hierdie was 'n bose ding wat in my lewe gebeur het, hierdie was 'n ding wat my seer gemaak het, hierdie was 'n ding wat my geskend het, my vir ewig verander het. Vergifnis is nie goedkeuring nie, vergifnis beteken ook nie dat ons vergeet nie. In Hebreërs 8 vers 12 en 10 vers 17 staan daar dat die Here nooit weer aan ons sondes dink nie, maar om nie aan iets te dink nie en om dit te vergeet is twee heeltemal verskillende dinge. Mense sal baie keer vir my sê, ek het vergewe, maar ek kry nie vergeet nie, jy hoef nie te vergeet nie, die Here verwag nie van jou geheue verlies nie, ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Vergifnis, as ons gaan kyk na hoe die Bybel dit beskryf, beteken om te laat gaan, om los te maak, of om skuld uit te vee. Ons sien dit duidelik wanneer God ons vergewe. Hoor wat sê Kolossense 2 vers 13 tot 14. Dit sê, en julle, en dan skiep ek so 'n bietjie sê, al die misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons, en dan slaan ek weer 'n bietjie oor, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Met ander woorde, toe hy ons vergewe het, het hy dit wat teen ons was, daardie skuldbrief het hy weggevee, hy het dit klaar betaal. Vergifnis beteken dat ek klaar maak met daardie persoon se skuld in my hart. Dat dit wat ek voel, hulle my skuld. Daardie terugkry wat ek voel ek vir hulle moet gee. Daardie jammer wat ek van hulle verwag, daardie regmaak wat ek van hulle verwag, dat ek al daardie skuld afskryf. Vergifnis beteken dat ek die morele reg wat ek het om wraak te neem, kwaad te wees, terug te kry, offer aan die Here Jesus Christus. Romeine 12 vers 19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Jy sien, vergifnis is een van die min dinge wat jy aan iemand kan doen in die Christelike lewe sonder hulle samewerking. Jy het nie nodig om iemand se toestemming te kry om hulle te vergewe nie. Dis 'n keuse wat jy maak om jou eie hart vry te maak. Om te sê, Here, die skuld wat hulle my skuld, die seer wat hulle my gemaak het, die verkeerd wat aan my gedoen is nie meer myne nie. Dit behoort aan U. Jesus het self die knoop van vergifnis gedra. Het hy nie vir ons innige ontferming vasgeknoop toe hy my in my verlorenheid raak gesien het en mens geword het nie. En ten spyte van die feit dat ek 'n sondaar was, 'n vyand van die kruis, het hy nederigheid met vergifnis geknoop, toe hy gehoorsaam was tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. En in absolute goedertierenheid het hy dit vasgeknoop aan die kruis, toe hy vir my sondes gesterf het, toe hy my onverdiend in sagmoedigheid liefgehad het. Jy sien, as jy die knope van vergifnis dra,
dan lyk jou klere nie sommer net netjieser nie, maar dan lyk jy 'n bietjie meer soos die koning wat hierdie klere vir jou gereed gekry het. Die tweede, die gordel van die liefde, die beld van die liefde. Kolossense 3 vers 14 sê, beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Band van volmaaktheid, die beld van volmaaktheid. Soos ons dikwels in Paulus se briewe sien, lig hy hier liefde uit bo al die ander deugde. Inteendeel, in hierdie vers is liefde nie net een van die deugde nie, maar dis die volmaakte deug wat alles by mekaar hou. Hulle het in daardie tyd klere baie anderstens as ons gedra. En as jy nie 'n beld aangehad het nie, het jou klere letterlik van jou lyf afgeval. En daardie beld wat alles aan mekaar gehou het, wat alles in ons geestelike lewe by mekaar hou, is liefde. Maar ons moet liefde ook reg verstaan. Jy sien, liefde, die een waarna Paulus hier verwys, is nie 'n gevoel nie. Daar's verskillende tipe liefdes in die skrif. Ek gaan nie verveel met al die Griekse woorde daarvoor nie, maar daar is 'n woord vir die liefde wat ek het wanneer ek van iemand hou. Wanneer ek daarvan hou om met hulle tyd te spandeer en goed met hulle oor die weg kom en lekker met hulle gesels en graag in hulle teenwoordigheid wil sit, daar is 'n woordjie vir daardie tipe liefde. Maar die liefde waarvan Paulus hier praat, is nie 'n gevoel liefde nie. Dis 'n Godliefde. Dis agape liefde. Dis selfloos, selfopofferend. Dis liefde wat die hoogste vorm van goed in iemand anders soek. Hierdie is vir my die mooiste definisie wat ek nog ooit gehoor het van liefde. Dit sê, hierdie liefde is die vermoë om iemand se potensiaal as 'n beeld van God raak te sien. Met ander woorde, hierdie liefde is daardie keuse om met elke persoon met wie ek in aanraking te kom, deur die tekortkominge, deur die irritasies en die probleme en alles wat my in hulle bietjie grief, verby te kyk en te sien dat daardie persoon die vermoë het om die eienskappe, om die liefde van die Here Jesus Christus in hierdie lewe uit te leef. En as gevolg van daardie beeld van die Here wat ek in hulle kan raak sien, sal ek hulle dien, sal ek hulle eer, sal ek enigiets in my vermoë doen, sal ek hulle bo myself stel, want hulle is die beeld van hom wie ek liefhet. Ironies genoeg, as jy mense so liefhet, as jy kies om hulle potensiaal om die Here te eer raak te sien, dan word jy soos die Here self, want in 1 Johannes 4 vers 8 staan daar, hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Die Here Jesus self het ook hierdie beld van die liefde gedra. Is dit nie juis omdat hy ons so lief gehad het, dat hy vir ons gesterwe het nie? Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Daar is nie 'n groter uitdrukking van innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid is hierdie Jesus liefde wat in jou hart is nie. Miskien kan ek so 'n bietjie getuienis leer. In een van my klasse is daar 'n leerder wat ek nie noodwendig baie van hou nie. Die kind het 'n houding wat jy omtrent 3 myl ver kan reik en ek dink hy het al 3 woorde hierdie hele jaar in my klas neergeskryf en hy het sommer maar net 'n slegte houding. Maar ten spyte van die feit kon ek na hom toe gaan en sê, ek wil jou help, want ek het Jesus liefde vir jou. Ek hou nie noodwendig van jou nie, maar ek sien jou potensiaal raak om 'n mens te wees wat God verheerlik. En omdat ek hom so lief het, en 'n weerkaatsing van hom in jou wil sien, sal ek enigiets doen om jou te kan help. Dis Jesus liefde, die beld van liefde. Die volgende gedagte, die soem van vrede.
Kolossense 3 vers 15 sê die volgende: en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Jy sien, hierdie koninklike klere moet omsoom wees met die regering van vrede. Sonder hierdie soom sal ons geestelike klere net soos regte klere in die regte lewe uitrafel as dit nie 'n soom het nie. Jy sien, die vrede waarvan Paulus hier skryf is nie net die afwesigheid van konflik nie. Paulus praat nie hier van 'n vrede wat jy het omdat jy nie moeilikheid het nie. Hy praat eerder van die vrede wat ons in ons harte ontvang die dag as ons die Here Jesus aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Dis daardie diep vrede wat 'n siel kan ervaar wat weet dat maak nie saak wat op aarde met my gebeur nie, dit is wel met my siel. Daar is altyd vrede tussen my en die Here, nie omdat ek iets gedoen het of omdat my omstandighede goed is nie, maar as gevolg van dit wat die Here Jesus sê in Johannes 14 vers 27. My vrede gee ek julle. Op vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Maar let mooi op. Jou geestelike klere is nie omsoom met vrede as jy net vrede besit nie. Elke kind van die Here behoort hierdie vrede te besit. Jou klere is omsoom wanneer jy hierdie vrede toelaat om in jou hart te regeer. Jy sien, daardie woordjie wat Paulus gebruik vir regeer is eintlik 'n metafoor. Dit was in sy tyd gebruik om te verwys na 'n skeieregter of 'n arbitreerder of iemand wat besluite maak. En wat Paulus letterlik hier besig is om te sê is, jy moet laat die vrede van God die kompas in jou lewe wees. Jy moet elke besluit, elke gedagte, elke optrede in jou lewe meet aan hierdie vrede. As ek dit vir ons eenvoudig kan uitdruk, dit beteken eenvoudig dat wanneer ek iets wil dink, wanneer ek iets wil doen, wanneer ek op 'n manier wil optree, dan vra ek vir myself, is hierdie gedagte, is hierdie besluit, is hierdie optrede, die gedagte en besluit en optrede van iemand wat in vrede met die Here saamleef. Iemand het eendag dit so uitgedruk en gesê, as die Here Jesus besluit om mens te word vandag, en hy stap by hierdie kerk en hy loop na jou toe en hy vat jou in die hand en hy sê vir jou, ek wil vandag saam met jou huis toe gaan. En ek wil net hê jy moet aangaan met jou dag soos wat jy sou, maar oral waar jy gaan, al die gesprekke waarin jy is, ek wil saam met jou na elke liewe plek toe gaan. Sal jy skaam wees en wegskram van dit wat jy gedink het of besluit het of gedoen het? Of sal jy in vrede met die Here aan jou sy kan rondloop, kan dink, kan optree? Sal jy saam met hom in volle shalom, harmonie, rustigheid en aanvaarding kan leef? Die Here Jesus se hele bediening was omsoom met vrede. Selfs in sy moeilikste tye het hy nooit die vrede tussen hom en God die Vader verraai nie. In die tuin van Getsemane, toe sy sweet soos bloed geword het hy nie gekyk na die oorlog en geweld wat rondom hom was nie, maar het hy die absolute vrede gesoek wat God wou bewerk. Hy het altyd gedoen wat die Here van hom wou hê. Bewaar vrede in jou hart. Maak dit jou kompas en jou rigtingwyser en dan sal dit hierdie klere in jou lewe omsoom. Die vierde, die juwele van die boodskap. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Jy sien, nadat ons nou gekyk het na die knope van vergifnis, die beld van die liefde, die soom van die vrede, kom ons nou ook by hierdie versiering, hierdie juwele.
En soos wat die eerste 3 baie vir myself is juwele, baie keer vir die voordeel van almal wat na my kyk. Nee, dis meer vir die mense daar buite as vir my. En wat Paulus hier sê, is soos wat hierdie juwele, die eerste ding is wat mense raak sien, soos wat dit blink en soos wat dit jou trots en jou eer is, maak die boodskap van die Here Jesus Christus jou trots en jou eer en dit wat jy uitstraal en dit wat mense raak sien in jou lewe. Inteendeel, hou dit in jou gedagtes. Hy sê, help mekaar daarmee. Sing liedere daaroor, sing psalms, sing gesange, vermaan mekaar, vra mekaar, herinner mekaar, wees altyd besig met die boodskap van die Here Jesus Christus. Maak die boodskap van Jesus dit waaroor jou lewe gaan. Laat dit soos juwele, soos versierings aan jou lewe hang. As mense eendag my moet beskryf, is die grootste begeerte in my hart dat hulle sal sê, o, daai ou, hy was baie lief vir die Here Jesus. Hy was 'n veranderde mens. Hy was iemand in wie ek die liefde van die Here Jesus kon raak sien. Maak dit jou versiering, jou juwele, wat eer bring aan hierdie klere. In die heel eerste 2 verse van hierdie selfde hoofstuk sê Paulus, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dit moenie vir jou gaan oor die dinge wat hier op die aarde is nie. Want jou versiering is nie met aardse juwele en goud en silwer, wat gaan gesteel word en kan roes en kan verniel nie. Jou versiering is met die woord, met die boodskap van jou verlosser. Die laaste gedagte. Die etiket van sy naam. Nou met etiket bedoel ek nie hoeveel ertjies jy op 'n vurk mag sit nie. Ek praat hier van etiket, daardie klein etiket aan die agterkant van jou hemp se kraag, nê? Of wat hier gewoonlik ergens onderaan waarop daar nou die handelsmerk staan, Pep Store Special of wat ook al. So daardie etiket van sy naam. Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Jy sien, nadat ons die geestelike klere aangetrek het, vasgemaak het met die knope van vergifnis, om so met die vrede en gegordel het met die liefde, kom Paulus met hierdie laaste detail, die etiket van sy naam. 'n Kledingstuk het 'n etiket wat sê wie of wat dit gemaak het, waar dit vandaan kom, en elke aspek van ons lewens moet die Here Jesus se handtekening dra. Alles wat ons doen, elke woord wat ons spreek, elke daad wat ons verrig, moet ons in die naam van die Here Jesus Christus doen. Paulus echo hier wat hy skryf in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Dit beteken ons optrede moet hom eer, sy karakter weerspieël en sy wil volbring. Dit is die bewuste erkenning dat Jesus die bron, die doel en die standaard van my lewe is. Hierdie etiket is die finale aanraking wat bevestig dat ons klere nie net mooi en funksioneel is nie, maar dat dit duidelik aandui aan wie ons behoort. Dit verklaar aan die wêreld dat ons deel is van sy huishouding, sy verteenwoordigers op aarde. Dat ons lewens 'n getuienis is van sy soewereiniteit en genade. Dit herinner ons ook om altyd God die Vader te dank deur die Here Jesus Christus wat alles in ons is. Wat alles in ons moontlik maak. Dra die etiket van sy naam met trots. Dit is die bewys dat die koning se klere jou pas. Vanoggend, ek sluit hiermee af, wil ek vir elkeen van julle vra, kinders van die Here, is jy gereed? Is jy aangetrek? Lyk jy soos 'n prins, 'n weerspieëling van die koning? As jy hierdie klere dra, gaan jy baie vinnig agterkom, dis die klere van 'n koning. Dis klere wat hy self gedra het.
As jy hierdie klere in jou lewe wil hê, bind dit met die knope van vergifnis. Maak vandag die besluit, vertrou die Here om daardie onvergifnis waarin jy vashou uit jou lewe uit te vee. Vergewe mekaar in die huwelik. Vergewe mekaar in ons families. Vergewe mekaar in die kerk. Vergewe selfs daardie mense daar buite. Die wrok wat jy in jou hart vashou is nie soveel werd soos hierdie koninklike klere wat die Here jou wil gee nie. Bind dit met die knope van vergifnis. Gordel dit met die beld van liefde. Maak liefde jou banier. Maak liefde wie jy is aan die binnekant. Moenie probeer om van almal te hou nie, dis nie moontlik nie. Maar jy moet almal lief hê soos die Here hulle lief gehad het. Jy moet soos die Here Jesus 'n stukkie van homself in almal kan raak sien. Iets wat ons kan ontgin met liefde. Soom jou lewe om deur vrede die regeerder in jou hart te maak. Vra jouself, is ek besig om te lewe soos iemand wat in vrede met God het? Of is ek besig om te lewe soos 'n vyand van die kruis? Dra die juwele van sy boodskap. Maak seker dat dit die eerste ding is wat mense van jou raak sien en die laaste ding is wat hulle van jou onthou. En dra met trots jou klere, want dit dra die etiket met sy naam op. Jy dra die koning se klere as jy hierdie klere aantrek. Vertrou die Here. Hy wil hierdie werk in jou lewe kom doen deur sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, as ons harte ondersoek, dan staan ons soms net soos Adam en Eva na die sondeval naak voor U. En kry ons nie hierdie geestelike klere aangetrek met die gom van ons wilskrag nie. Ons weet nie hoe dit pas nie. Ons kry dit nie aan ons lywe nie. Maar Here, daarom het U Heilige Gees gestuur en wil ons in hierdie oggend kom roep. Gee ons die krag sodat ons onsself kan beklee en beklee kan word. En Vader, help ons om hierdie klere in ons lewens te bind met die knope van vergifnis, met die beld van liefde, met die soem van vrede, met die juwele van U boodskap, trots gedra, want die etiket het U naam op. Here, help ons om dit te doen, nie tot ons eie verheerliking nie, maar sodat wanneer mense na ons kyk, ons soos klein weergawe van 'n groot koning kan lyk. Aan U al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vra dat ons gaan saam staan en dan gaan ons die laaste lied sing, was jy ooit by Jesus vir jou reiniging? Die lied het nie woorde nie, so ek gaan vra dat almal bietjie lekker hard sal sing. Ek bedoel, hy het nie 'n stem by nie, die woorde gaan verskyn en daarna sal ons die seën uitspreek. Voor dit wil ek ook net sê, die kindertjies, al is hier min van julle, die sonndagskool is baie opgewonde om vir julle sonndagskool aan te bied, so asseblief moenie ontsnap nie, kom asseblief sonndagskool toe. Dit is goed en reg voor die Here. Wees gehoorsaam aan julle ouers. Kom ons staan, kom ons sing saam. Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met U elkeen totdat hy kom om ons te haal. Amen. Baie dankie.